Hemelse Vader, baie dankie. Ons is weer by mekaar. Ons studeer saam in ons reeks Gee my die Bybel, net die Bybel. En ons wil die Bybel oopmaak, u woord, wat ons erken as die onfeilbare woord van God. En ons wil daarin lees vandag. Here, kom en maak ons oop, gee ons oop gemoedere, maar Here, raak vandag ons hart aan, deur u woord. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, baie hartlik welkom weer by ons volgende lesing in ons reeks met die tema Gee my die Bybel, net die Bybel. En vandag doen ons 'n lesing met die titel Die Klein Boekie. Klink na 'n vreemde titel, maar dit sal net nou vir u duidelik word hoekom dit tog 'n relevante titel is. Nou, verlede keer toe ons by mekaar was, het ons die profesie, daai besondere profesie van Daniël, wat ons eintlik die merkwaardigste profesie genoem het, Daniël 8 en 9, die 2300 aande en môres profesie. Het ons met mekaar hanteer, en u sal onthou dat daardie profesie het so pragtig uitgewerk, elke klein gedeeltjie van daai profesie, en dit is die sogenaamde messiaanse profesie, die eerste 490 dae of jaar dan volgens profetiese tyd, van hierdie 2300 aande en môres, of 2300 jaar, en hoe daardie profesie ons gevat het, elke stukkie vir stukkie, en hoe hy vir ons uiteindelik uitgebring het by 27 na Christus, en ook by 31 na Christus, tot by die kruis. En ek het vir u gesê, daar is die profesie, en ek noem dit die merkwaardigste profesie, omdat hy in sy fynste detail korrek is. Gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou vir die van u wat nou vir die eerste keer na hierdie lesing kyk, wil ek eintlik aanraai dat u net die vorige een ook sal eers kyk, want hierdie ene volg op die vorige ene, waar slagoffer en spysoffer verby is by die kruis, en hoe hierdie profesie uiteindelik toe nou in 34 na Christus geëindig het, die volle 70 weke van die 2300 jaar. Het daar geëindig in 34 na Christus. Die 70 weke in profetiese tyd. So ons het daar die eerste gedeelte wat betrekking het op die Jode, want die profesie het gesê 70 weke is oor jou volk bepaal, het ons toe hanteer. En nou bly daar 'n gedeelte oor, om die 2300 vol te maak, bly daar nou 'n gedeelte oor, en die gedeelte is 1810 jaar. Nou, as jy nou die sommetjie gaan maak, en ek het vir die laaste keer gesê, gaan maak die sommetjie en kyk waar kom jy uit, dan, waar kom jy uit? Jy kom uit by 1844. Nou moet ek vir u sê, dit was vir my nogal 'n redelike teleurstelling. Ek kon nie glo dat 'n profesie so perfek, so tot in sy detail, elke stukkie so perfek, so korrek kan wees, en dan aan die einde kom hy uit by 1844 nie. Wat kan 1844 is mos nou 'n datum sommer hier by ons. Wat kan 'n profesie van Daniël te doen hê met 1844? Nou, wat het met ander woorde in 1844 gebeur? Kan dit waar wees dat daar so 'n profesie is wat in 1844 ten einde geloop het? Nou, ek wil nou 'n stukkie kerkgeskiedenis met u deel, ter inleiding vandag. 'n Stukkie kerkgeskiedenis hier rondom die 1800s. 1844. Nou hier net aan die einde van die 1260 dae profesie wat ons gehad het, wat geëindig het waar? In 1798, u onthou dit. Net na hierdie tyd, met die oorgang van die eeu, het daar 'n onverklaarbare, onafhanklike, interdenominale ontwaking in die studie van die boek Daniël, wêreldwyd, in byna alle denominasies begin. Die hele Christelike wêreld was besig om die boek Daniël te bestudeer.
En daar's niks in die geskiedenis wat daarmee vergelyk kan word nie. Baie vreemde iets wat gebeur het in daai beginjare van die 1800s. Tot en met 1844. Nou, al wat die mens dan kan dink is dat dit die vervulling is van 'n profesie wat in Daniël self te vind is. Daniël 12 vers 9 eindig en hy sê, en hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Met ander woorde, die boek Daniël gaan 'n geslote boek wees deur al die eeue. Maar hy gaan nie te alle tye tot aan die einde gesluit bly nie. Dit gaan nie 'n geslote boek bly nie. Iewers in die toekoms, Daniël, gaan hierdie boek oopgaan. Sluit hom nou, die woorde is verborge, verseël, maar wanneer die tyd van die einde aanbreek, sal hierdie boek vir my kinders oopgaan. Nou, die hele protestantse wêreld was betrokke by hierdie studie van Daniël. Op al 4 kontinente. In Europa, in Afrika, in Noord-Amerika, Suid-Amerika. En dit was baptiste en methodiste en anglikane en hervormers, luterane, selfs rooms-katholieke in Suid-Amerika. En almal was besig met die studie van Daniël en weet jy wat, hulle kom toe by 'n bepaalde teksvers in Daniël. Watter een is dit? Hierdie een, Daniël 8 vers 14. En hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Sal gereinig word. Ons het verlede keer gesien, dis wat dit eintlik beteken. Die heiligdom sal skoongemaak word. Skoongemaak word. The sanctuary will be cleansed, sê die King James vertaling. Maar wat beteken dit? En hulle begin studeer en hulle kry, soos wat ons verlede keer gekry het, die beginpunt van hierdie profesie. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou. So, hulle kry die begindatum daar in die Bybel, die dekreet wat in 457 uitgegaan het, Artasasta se dekreet. En hulle begin en hulle maak die sommetjies soos wat ons hom gemaak het en hulle tel die 2300 jaar by mekaar en hulle kom by 1844. Dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Wat kan dit beteken, sê hulle vir mekaar? Want jy moet nou onthou, hierdie mense wat nou studeer, is hier in die vroeë 1800s besig om te studeer. 1844 lê net hier aan die ander kant vir hulle. Dis oor 'n paar jaar is dit 1844. So wat is die heiligdom? Wat moet skoongemaak word? En hulle besluit, die heiligdom moet die aarde wees. Met ander woorde, die aarde moet gereinig word. En eintlik begin hulle in die Christelike kerke te predik dat die heiligdom die aarde is, die aarde moet geskoongemaak word, en daar is net een manier hoe op dit kan gebeur, en dit is dat dit die wederkoms moet wees. Dat die wederkoms in 1844 gaan plaasvind. En hulle het begin preek, eintlik wêreldwyd begin preek in al die kerke, dat Jesus gaan in 1844 kom. Nou soos ek gesê het, dit was baptiste, methodiste, anglikane, hervormers orals, en 'n geweldige wederkomsverwagting is wêreldwyd geskep. Dat Jesus gaan kom in 1844. En toe kom hy nie. Toe kom hy nie. En 'n geweldige teleurstelling tref die Christendom oor die hele wêreld. As jy in die geskiedenisboeke gaan lees, dan lees jy van die groot teleurstelling. Want mense was so seker daarvan dat Jesus sou kom, dat sommige van hulle nie eens daardie jaar geplant het nie. Want hulle het nie gedink hulle gaan hoef te wag vir 'n oes nie. Duisende het hulle geloof prysgegee. Hulle het kerke verlaat, hulle het die Bybels weggegooi. Want hulle was so seker dat hulle reg was met hierdie profesie.
Maar daar het 'n klein groepie mense oorgebly, sê die geskiedenis. Omtrent 100 van hulle, jy kan hulle eintlik maar in een groot saal bymekaar gemaak het. En hulle het besluit, weet jy wat, hierdie profesie was so korrek, so in sy klein stukkies, in sy detail korrek, van dat Jerusalem opgebou moet word, dwars deur die 62 weke tot by die doop van Jesus, die volgende 3,5 jaar tot by die kruisiging, die 7 jaar in die middel, en tot op 34 na Christus, die tyd vir die Jode. 1844 moet reg wees. Die datum is reg. Ons het die verkeerde gebeurtenis aan hierdie datum gekoppel. Watter gebeurtenis kan dit wees, wat in 1844 plaasgevind het? Nou, hulle begin studeer. En hulle kom uit in die Bybel by Openbaring 10. Nou, Openbaring 10 se opskrif is juist die klein boekie. Die klein boekie. En hulle begin lees, en daar staan in Openbaring 10 vers 1, en ek het 'n ander engel, 'n ander sterk engel, uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk. Nou, wat is 'n engel? 'n Engel is 'n boodskapper. Het gaan nie oor die boodskapper nie, dit gaan oor die boodskap. Hier kom 'n boodskap van die hemel af. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad, staan daar. En hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. 'n Geopende boekie, en die hele wêreld moet dit hoor, hierdie boodskap. Op die see en op die land. Vers 3 sê, en hy het met 'n groot stem uitgeroep soos 'n leeu wat brul. Ek weet nie wanneer het die laaste leeu hoor brul nie. Ek bedoel nou in die veld. Wat gebeur as 'n leeu brul? Wel, alles raak doodstil. Jy hoor nie eens 'n kriek nie. Hoekom? Want die leeu het gebrul. Wat is die boodskap? Hierdie boodskap is 'n kragtige boodskap. Hierdie boodskap kom uit die hemel uit. Hierdie boodskap moet gehoor word. 'n Magtige, kragtige boodskap. En in vers 8 staan daar, en die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, gaan, neem hierdie geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en die land staan. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem dit en eet dit op. Maar nou sê hy vir hom, en dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel, en ek eet dit op, en in my mond was dit soet soos heuning. Maar toe ek het geëet het my maag bitter geword. En toe het hy vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Nou wat gaan hier aan? 'n klein boekie. 'n klein boekie, Johannes kry jy die visioen. Dit is 'n klein boekie. Dit is 'n boekie van profesie. Dit is 'n boekie wat toe was en nou oop is. Nou, watter boekie kan dit nou wees? Die Bybel het 66 boeke. Watter een van hierdie 66 kan dit nou wees? Daniël is 'n klein boekie. Hy het net 12 hoofstukke. Dit is 'n boekie van profesie. In hoofstuk 12 staan daar, die boekie was eers toe. Hy sal aan die einde van die tyd oopgaan. Met ander woorde, net Daniël pas eintlik hierin. En hierdie groepie mense wat daar studeer, besef ewe skielik, weet julle wat? Dis ons. Hierdie geslag waarvan Openbaring 10 praat, is ons. Ons wat nou lewe, hier in 1844.
Ons het hierdie soet profesie gehad. Maar hierdie profesie het bitter in ons maag geword. Dis ons is daardie geslag. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel, ek eet dit op en in my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. So dis korrek, dis ons. Maar wat nou? Wat moet ons nou doen? En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke, nasies en tale. Nou wat moet nou weer geprofeteer, want ons het dan nou net geprofeteer en dit was nie korrek nie. Wat moet ons nou weer profeteer? Vir baie lang tyd kon hierdie groep mense dit nie verstaan nie. Totdat een man, na 'n redelike tydperk, van 'n paar weke, vir die groep sê, weet julle wat, die oorspronklike Grieks, waarin die Bybel geskrywe is, was een lang geskrif. Daar was nie kommas en punte nie, daar was nie hoofstukke of paragrawe nie. Dis later ingevoeg deur die Bybelvertalers, so dit was een lang geskrif. Kom ons lees verder. Nou, Openbaring 10 vers 11 is die laaste vers van Openbaring 10. Die volgende vers, as jy verder moet lees, is Openbaring 11 vers 1. Nou, wat staan in Openbaring 11 vers 1? En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Wat staan op en meet die tempel van God. En hulle lees nog verder in Openbaring 11, en hulle kom by Openbaring 11 vers 19. En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien. So Johannes sien in die visioen, sien hy die heiligdom, die tempel van God oopgaan in die hemel. En hy sien binne in die tempel, sien hy die verbondsark in sy visioen. Gaan bestudeer die tempel. Hier is julle antwoord. Hier is die antwoord op julle teleurstelling. Daar binne in die tempel sal julle al julle antwoorde kry. Gaan en bestudeer die tempel, die heiligdom. En hierdie groepie mense begin om die tempel te studeer. Nou weet jy wat, hulle kom almal uit die hervorming uit. Nou waar gaan kinders van die hervorming heen om die heiligdom te bestudeer? Ek het die woord heiligdom vir die eerste keer eintlik gehoor en verstaan toe ek 60 jaar oud was, en ek was vir baie jare op 'n kansel. Vir baie jare op 'n kansel. Ek het dit nie geweet nie. Ons het vir 7 jaar op universiteit die boek Daniël en die boek Openbaring nooit eers oopgemaak nie. So waarheen gaan ek om die heiligdom te bestudeer? Wel, jy sal moet teruggaan na die Ou Testament toe, jy sal moet gaan na Levitikus toe en jy sal moet gaan na Hebreërs toe. So kom ons gaan stap deur die tempel. Daar's 'n skaalmodel van hoe die tempel oorspronklik, die tempel van Salomo gelyk het. Daar's mure rondom, daar was 'n binnehof of 'n voorhof, daar was 'n heilige gedeelte binne in die tempel. En toe die Here die heiligdom wou hê, toe praat hy met Moses. En om die tempel te verstaan, moet ons eintlik die tent van samekoms of die heiligdom van die Ou Testament moet ons eintlik na gaan kyk om te verstaan wat het daar gebeur. Nou in Eksodus 25 vers 8 sê die Here, hy sê ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan kom woon. Ek wil by hulle wees, ek wil in hulle kom woon, ek wil in hulle midde kom woon. Het hy vir hulle gesê. Nou, rondom was pale en daar was 'n buitehof daar het 'n artikel gestaan, brandofferaltaar, daar het 'n waskom gestaan, rondom was hy afgeskort en daar binne-in was 'n gedeelte
'n heilige gedeelte en ook 'n allerheiligste gedeelte. En dan sê die Bybel dat daai brandofferaltaar en die waskom daar tussenin van geel koper, sê dat op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel oordek. Met ander woorde, daar by die allerheiligste het 'n wolk gehang, en dit was eintlik vir die Israeliete die bewys dat God teenwoordig is hier in hulle midde, en hulle het nie getrek nie, as hulle wou optrek, die tabernakel opslaan, het hulle gewag vir die wolk het opgestyg, en dan weet hulle, dis die teken dat hulle moet opstyg, dat hulle moet afslaan, dat hulle die teken moet dis die teken vir hulle om af te slaan wanneer daai wolk opstyg, en dan het hulle hierdie wolk gevolg in die woestyn in. En daar waar die wolk gaan stilstaan, daar het hulle weer die tabernakel opgeslaan. En dan staan daar ook, en in die aand was dit oor die tabernakel soos 'n gedaante van vuur, tot die môre toe. Was dit nie 'n aangrypende gesig nie, né? Want rondom het die tente gestaan. Almal se tente, die 12 stamme van Israel, het elkeen sy plek gehad, waar sy tent gestaan het, rondom. En hier aan die ooste kant, sien jy daar Aaron en Moses se tente, hier reg voor by die hek aan die ooste kant. Nou, as jy nou deel was van Israel hier in die woestyn, en jy sou nou inkom by hierdie heiligdom, hierdie tabernakel, hier aan die ooste kant, dan sou jy daar buite by die hek, sou jy nou eers jouself verootmoedig het, en jouself gereed gemaak het om in hierdie heiligdom in te gaan. En dan sou jy met jou lammetjie daar ingestap het. By die hek hier, by die ooste, sou jy jou lammetjie inbring. Nou, wat beteken dit? Hoekom met by die hek van die ooste? Met jou rug na die ooste toe. Met jou rug weg van die son af. Met jou rug na die son, met jou rug weg van die heidendom af, wat die son aanbid. Nou, die belangrikheid van dit wat ek nou gesê het, verstaan die mense eintlik eers wanneer jy werklik fisies daar in die woestyn in Israel kom, en jy sien hier die tabernakel wat iemand daar opgerig het, en daar by Timna. Nou, Israel het eintlik net 2 bergreekse wat so afloop in die land, en dan hier tussenin is die vallei, die Jordaanvallei, en uiteindelik ondertoe word die woestyn. So die werklike tabernakel wat Moses opgeslaan het, volgens die afmetings wat die Here vir hom gegee het om dit te doen, het iewers in hierdie omgewing het hy gestaan. Nou, as jy nou in hom gaan inbeweeg, dan sien jy die berge aan die kant. Maar as jy by die brandofferaltaar daar binne gaan staan, en jy kyk terug na die hek van die ooste. Nou, daar is die hek in die ooste. Hier is die brandofferaltaar. Jy staan nou hier en jy kyk terug na die hek. Wat sien jy hier? Jy sien hierdie bergreeks wat daar lê, wat op die oomblik die grens is tussen Israel en Jordanië. Nou, wat is agter hierdie bergreeks? Wat gebeur daar? Wel, daar lê Petra. Petra, daar die ou antieke stad wat in klip uitgekap is, daar in die woestyn van Jordanië. En as jy by Petra kom, dan sien jy, maar daar's so 'n lang opgang, trappe, honderde trappe. Hulle het selfs donkies daar om jou te laat opgaan, as jy nie self wil loop nie. Baie hoog. Klim jy op tot bo, en dan kan jy amper afkyk na, hier staan jy nou op die berg, en jy kyk af na, daar waar ons net nou ingekom het by Petra.
En dan heel bo op die berg is die plek waar hulle jong dogters van 12 en 13 en 14 geoffer het aan die songod. Daar by Petra. So, wat sê die Here? Jy kom met jou rug na die ooste toe, by my tabernakel in. Met jou rug na hulle, wat die songod aanbid. Dan tref dit 'n mens eers eintlik hoe ernstig die Here was. In Esegiel 8 vers 15 sê hy sê vir Esegiel en hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwels groter as hierdie sien. Wat is die gruwel? Wat Esegiel moet na gaan kyk. Toe bring hy my na die binnehof, binneste voorhof van die huis van die Here en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 man met hulle rug na die tempel van die Here en met hulle gesig na die ooste toe en hulle het hulle voor die son neergebuig na die ooste toe. Daar binne in daai heiligdom. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem en maak 'n teken op die voorhoofde van manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar in die ander sê hy, voor my ore, trek agter hom aan, deur die stad en slaan. Laat julle oog nie verskoon nie en moenie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jonge dogters, kinders, vroue, tot vernietiging toe. Maar raak aan niemand op wie die teken is nie en begin by my heiligdom. Begin daar in die heiligdom. En hulle begin by die manne, by die oudstes, wat daar in die heiligdom na die son toe gebuig het. Nou as jy inkom, dan sien jy daar 'n altaar, 'n brandofferaltaar. Nou in Exodus 38 word hy beskryf en hy het ook die brandofferaltaar van akasia hout gemaak. 5L was sy lengte, 5L sy breedte, vierkantig, en 3L was sy hoogte. Nou, jy sou nou ingekom het, en langs hierdie altaar sou jy nou jou lammetjie gebring het, vir die offer. En die priester sou daar gestaan het, en hy sou eintlik nie eens in jou belang gestel het nie, hy sou eintlik net gekyk het na hierdie lammetjie, is die lammetjie skoon, is die lammetjie rein, is die lammetjie goed. Want jy gaan nou, simbolies gaan jy jou sonde vat, en jy gaan dit op hierdie kop van hierdie onskuldige lam neerlê. En die lam gaan geslag word, jy gaan self die lam slag, en dan gaan daar die bloed van die lam vloei, en nadat jy simbolies jou sonde op daardie kop van die lam neergeplaas het, kan jy opstaan en jy kan terug gaan huis toe. Al jou sondes is jou vergewe. Nou vra ek u, liewe vriendin, wat het hierdie man gedoen? Watter goeie werk moes hy doen ten einde sy sondes vergewe te kry? Niks nie. Hy moes in die geloof kom, en in die geloof moes hy sy sonde vat en dit op die onskuldige lam kom plaas. In teologiese taal is dit net een woord, regverdiging deur die geloof. Regverdiging deur die geloof vind plaas hier buite by die brandofferaltaar. So wat versimboliseer die brandofferaltaar? Die kruis. Jesus se tyd op aarde, die kruis hier buite kan die heiligdom. Hier waar daar vergifnis is, uit genade alleen, vergifnis is. So, hoe is die Jood, die Israeliet van ouds vergewe? Ek het altyd gedink, die Here het vir hulle die 10 gebooie gegee, en hulle moes die 10 gebooie hou, en as hulle nie die 10 gebooie gehou het nie, as hulle gestraf, as hulle het gehou het,
dan sal hulle vergewe. Nee. Die Jood, die Israeliet, is op presies dieselfde wyse verlos, gered, vergewe, as wat ek en jy gered word. Deur die bloed van die lam. Hulle is verlos deur die bloed van die lam wat sou kom. Ek en jy word verlos deur die bloed van die lam wat gekom het. So word ons gered, op dieselfde manier. So wat was die Here eintlik besig om hier in hierdie heiligdom te demonstreer? Hy is eintlik besig om vir Israel te sê, hier is my verlossingsplan. Kom ek sê vir julle hoe werk my verlossingsplan. En ek gaan hom vir jou laat uitspeel binne in hierdie heiligdom. Ek gaan regverdigmaking van die geloof hier voor vir julle sit. En dan gaan ek verder gaan en ek gaan hierdie heiligdom is in 3 dele verdeel. Die binnehof daar, die voorhof, en dan hier kom jy in die heilige in, en hier is die allerheiligste. En ek gaan vir julle wys presies wat dit beteken. Regverdiging deur die geloof daar buite, hier binne heiligmaking, in die allerheiligste verheerliking. Kom ek verduidelik vir julle my verlossingsplan. En die Here se verlossingsplan het nog nooit verander nie. Hy verander nie, God verander nie sy verlossingsplan nie. Dis nog altyd dieselfde verlossingsplan. En hy het hom gegee vir hulle dae, en dis vandag nog die verlossingsplan wat ons het. 3 dele. Hy het nooit verander nie. Nou, nadat daai lam geoffer is, het die priester van die bloed gevat, van hierdie lam. En hy het dit in die heiligdom ingevat. Nou, ek het dit nou nooit geweet nie. Met ander woorde, wat was daai bloed? Dit versimboliseer my sonde. So nadat hy lam geslag is en die bloed daar gestrooi is voor die altaar, het die priester van daai bloed gevat, hy het die lam geoffer en hy het van daai bloed gevat en hy het daarmee begin aanstap daar na die heiligdom toe. In die heiligdom. Hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Jy sien, hier was iets van die verlossingsplan wat ek, al het ek baie jare op 'n kansel gestaan, ook nie verstaan het nie. Ek het gedink, al wat ons nodig het, is om te weet dat Jesus my sondes vir my vergewe het. Dis mos genoeg. Jesus het aan die kruis vir my sonde kom sterwe. Dis al wat van belang is. En hierdie brandofferaltaar versimboliseer die kruis. Nou weet jy wat? Die werk van Christus het nie by die kruis geëindig nie. En ek het dit nooit verstaan nie. Vir baie jare lank in my lewe het ek gepreek net tot by die kruis. Dis al wat jy nodig het, dat Jesus, al wat jy moet glo is, Jesus het vir jou gesterwe, daar was vir jou 'n kruis. Dis die verlossingsplan en die grootste gedeelte van die Christendom sien dit as die verlossingsplan. Is ongelukkig nie korrek nie, my broer en suster. Onthou, God maak nou hier sy verlossingsplan vir sy volk bekend. Die priester los jou nie daar, jou sonde nie daar nie. Hy vat symbolies daai sonde en hy begin aanstap met daai sonde. Waarheen gaan hy? Hy gaan in die heiligdom in. En as hy in die heiligdom inkom, waar loop hy verby? Hy loop hier by die heilige gedeelte by 12, by 'n tafel met 12 toonbrode verby. 12 toonbrode. 'n Tafel met 12 toonbrode en ook druiwesap wat daar is. Wat versimboliseer hierdie toonbrode hier aan die noorde kant? Jesus Christus, ek is die brood van die lewe. En dit herinner eintlik aan die nagmaal, as jy dit so sien. 'n vooruitskouing
van Jesus. Met ander woorde hier moet nog iets meer gebeur na die brandofferaltaar. Hy loop by die kandelaar met sy 7 arms verby, aan die suidekant. Wat is die kandelaar? Wie of wat stel dit voor? Jesus, ek is die lig van die wêreld. Die olie van daai kandelaar, wat stel dit voor? Die Heilige Gees. Met ander woorde, hier is 'n werking van die Heilige Gees. Dit was die enigste lig in daardie hele vertrek. Die Heilige Gees het daai plek daar verlig. Met ander woorde, na die brandofferaltaar word my sondes nog gevat en daar moet iets nog met my gebeur. Iets moet met my gebeur voordat verheerliking kan plaasvind. En dan die reukofferaltaar, klein reukofferaltaar wat die gebede van die gelowige simboliseer. En die lieflike reuk wat daaroor getrek het bo oor die gordyn. En dan kom hy en hy vat daai bloed. En weet jy wat doen hy daarmee? Hy dra dit in voor die aangesig en hy sprinkel daardie bloed daar by die voorhangsel. En deur hierdie seremonie dra hy die sonde van Israel, van die sondaar, sinnebeeldig deur op die heiligdom. Hy gaan bære die bloed, hy gaan bære die sonde in die heiligdom. En so word die heiligdom eintlik vuil gemaak. Wat beteken dit? Daai voorhangsel, wat is dit? Wat is die voorhangsel? Hebreërs 10 vers 20, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Wat? Die voorhangsel versimboliseer Jesus se liggaam. Jesus se liggaam, dit is sy vlees. En daar word die sonde van Israel toegemaak vir 'n hele jaar lank. So hier is dit wat ek nooit geweet het nie. Die sonde van die volk is daar buite vergewe, maar die rekord van daardie sonde is nog nie weg nie. Die rekord van daardie sonde hoop op hier in die heiligdom. En dit beteken dat Jesus se werk nie daar buite by die brandofferaltaar by die kruis geëindig het nie. So in teendeel, as jy net nou die verlossingsplan in sy volheid deur die heiligdom gedemonstreer sien, sal jy met my saamstem dat sy werk nie by die kruis geëindig het nie. Dat sy werk eintlik eers daar begin het. En dit het ek nooit verstaan nie. Die derde wat hieruit voortspruit is die waarheid dat die verlossingsplan nie eindig met regverdigmaking of regverdiging deur die geloof nie, soos wat baie mense dink nie. Dis nie waar jou verlossing eindig nie. Daai bloed moet in die heiligdom in. Met ander woorde, regverdigmaking sonder heiligmaking beteken niks. Beteken niks. Inteendeel, die Bybel sê dit vir ons. Die Bybel sê vir ons, daar's 'n heiligmakingsproses wat moet plaasvind in jou lewe. Sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Het daar die heiligmakingsproses na die regverdigmakingsproses in jou lewe al plaasgevind. En daar by hierdie voorhangsel word daai sonde bedek vir 'n volle jaar lank. Tot op die groot versoendag, die sogenaamde Yom Kippur. En op daardie dag, dan het die hoërpriester die reg, en op daardie dag alleen, om in die allerheiligste in te gaan. Om agter die gordyn in te beweeg na die allerheiligste toe.
Nou daar in die allerheiligste was daar net hierdie artikel. Die verbondsark. 2 goue gerubs wat die versoendeksel van die verbondsark beskerm het, en binne in die verbondsark die 10 gebooie, die 2 kliptafels, die staf van Aaron wat bloei om vir die volk te herinner daaraan dat die Here wonderwerke vir hulle sal doen, die pot met manna wat vir die volk moet herinner daaraan dat die Here vir hulle kos sal gee en vir hulle sal voorsien, en die versoendeksel, en die Here wat dan self daar gewoon het. Daar, agter die voorhangsel was die allerheiligste plek waar die simboliese versoeningsdiens en die reiniging van die heiligdom verrig is. Eenmal in 'n jaar is die heiligdom nou skoongemaak. Is hy gereinig. En hy het die reg gehad om dit te doen. Nou, hoe moes die hoëpriester dit doen? Die Bybel sê vir ons. Levitikus 16 vers 3, hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan, met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. En dan sê hy, dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. So hy moes eers vir hom en sy huis deur die slag van daardie bul versoening doen. Hy moet ook die 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. So hier is 2 bokke wat nader gebring is. En dan daai 2 bokke, Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp. 1 lot vir die Here, 1 lot vir Azazel. So, dan moet Aaron die bok aanbring, waar die lot vir die Here opgekom het, en hy moet hom offer, hy moet hom as sondoffer berei. Maar die bok waar die lot van vir Azazel, dis die duiwel, die Satan opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word, om oor hom versoening te bewerk, deur hom vir Azazel in die woestyn in te stuur. En dan gaan hy voort en hy sê, dan moet hy die sondofferbok slag, wat vir die volk bedoel is, sy bloed binnekant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het, hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. Dis nou binne in die allerheiligste. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen, vanweë die onreinhede van die kinders van Israel, vanweë hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. Is dit nie pragtige woorde nie? En so moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms, wat by hulle in die midde is, waar hulle onreinhede woon. En so word die heiligdom dan gereinig. Hy stap daar uit en met daardie bloed van die bok van God, die 2 boklammers, die lot word geval. Die bok van die Here, die bok van Azazel. Die bok vir die Here word geslag. Azazel se bok word lewendig gehou. En dan gaan hy, en daardie bok word geslag, en daai bloed van die bok van die Here is dit wat hy in die allerheiligste gaan inneem. En dan sprinkel hy dit 7 maal daarbo op die versoendeksel. En so, op daardie manier word daar versoening gedoen, word die rekord van Israel se sondes gewas, uitgewis, word die heiligdom gereinig, word die heiligdom skoongemaak van die sonde van die bloed wat vir 'n volle jaar daar gelê het. Dan neem hy ook daai bloed en hy kom terug en hy besprinkel weer die ameublement en hy gaan dwars deur die heiligdom en op daardie wyse word die hele heiligdom gereinig. En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar volëindig het, as hy daarmee klaar is, dan moet hy die lewendige bok laat aankom. Die staan nou buitekant. Dan moet hy hom laat aankom.
En Aaron moet sy 2 hande op die bok van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel, al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. Nou, met ander woorde, vergifnis het lankal daar buitekant plaasgevind. Hier word nie in die allerheiligste met vergifnis gewerk nie, hier word gewerk met versoening. Versoening. Hier word geoordeel oor daardie sondes van Israel. En daardie ondersoekende oordeel se einde beteken dat die sondes dan uitgehaal word uit die heiligdom uit. Dat die rekord van die sonde dan eintlik nou uitgewis word. Nou, wat word daar geoordeel? Die motief, was daar die vergifnis wat daardie persoon daar buite gevra het en ontvang het, was dit eg? Het sy lewe na daardie vergifnis in heiligmaking ingegaan? Het sy lewe na die vergifnis getuig daarvan dat hy 'n ander pad wil loop, dat hy vergewe is? Met ander woorde, as sy hart en sy motief opreg was, dan sal sy lewe na vergifnis ook reg wees. Wat het Jesus vir daai vrou daar gesê wat in oorspel betrap is? Wat het hy gesê? Hy het gesê, ek oordeel jou ook nie. Ek oordeel jou ook nie. Gaan, jy is vergewe. Maar gaan en sondig nie weer nie. As sy opreg was en haar vergifnis aanvaar het, sou sy nie weer teruggeval het in haar ou sonde van haar verlede nie. As sy nie opreg was in haar vergifnis wat sy ontvang het nie, sou sy teruggeval het in haar ou lewe. So hier tydens die groot versoendag word die rekord van sondes wat opgehoop het in die tabernakel vir die volle jaar beoordeel, en as die volk met hulle hele hart hieraan deel gehad het, moes hulle eintlik vir 10 dae lank moes hulle voorberei vir hierdie groot versoendag. Elkeen moes vir 10 dae lank sy eie lewe besien en besef, maar is ek opreg in my verhouding met die Here? Luister wat staan daar. So moet die bok dan op hom al die ongeregtighede na 'n woeste land wegdra. En hy moet die bok in die woestyn los. Dis die laaste wat daardie diens aanbetref. Maar daar word ook gesê dat elkeen wat op daardie dag hulle self nie opreg verootmoedig het nie, moet eintlik onder die volksgenote uitgeroei word. Want 'n volledige reiniging en skoonmaakproses moet daar plaasvind. En daai bok word dan in die woestyn ingevat. En langs die pad het manne gestaan, om seker te maak dat die man wat daardie bok vat, daai bok ver genoeg in die woestyn invat, en sommige kere het hulle hom gevat en hom fisies daar by die kraans gaan afgooi, om seker te maak hierdie bok is dood. Hoekom? Omdat hierdie bok, hierdie sonde, wat op daai bok geplaas is, mag nooit weer naby die kamp kom nie. En daar in die woestyn het hierdie bok gevrek. Vir ewig is hy weg. Wanneer het jy laas hierdie teksvers gelees? Want u het al my sondes agter u rug gewerp. Glo jy dit? Glo jy dit? Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Nou as die Here sê, hy dink nie meer aan jou sonde nie, hoekom dink jy nog aan dit? Hoekom dink jy nog aan jou sonde, as die Here sê, hy dink nie meer daaraan nie?
Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Hy sê, hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. U sal al hulle sondes in die dieptes van die see gooi. Nou wat beteken dit? Hulle sê daar naby Londen is daar in die see 'n plek waar 'n diep spelonkgat is. Niemand weet hoe diep hy is nie, niemand weet hoe breed hy is nie. Hulle weet net dat vir die laaste 100 jaar al vat hulle van die vullis van Londen en hulle gaan diepte daar in die see in daardie gat en dit verdwyn net daar en niemand weet waarheen dit gaan nie. U sal hulle sondes in die dieptes van die see werp. Dis wat die Here met jou sondes wil doen. Nou as dit die geval is, hoekom gaan jy en ek en ons gaan haal daai sondes weer daar uit? Nou sê jy, ons doen dit nie, ons doen dit elke dag, my liewe broer en suster, ons doen dit met ons mans en ons vrouens en ons kinders, ons doen dit met ons dierbares en ons geliefdes. Daai sonde wat die Here 15 jaar terug al my vrou of my man voor vergewe het, besluit ek vandag, nee, ek wil dit daar gaan uithaal uit die dieptes van die see. Dit wat hy in die dieptes van die see gegooi het, gaan ek uithaal. Ek gaan dit kom vat en ek gaan dit hier op die tafel kom neersit en ek gaan sê, luister, vandag wil ek weer oor daai sonde praat wat jy 15 jaar terug gedoen het. Weet jy dat jy met 'n gevaarlike speletjie besig is? Die Here het daai sonde in die diepte van die see vir daai persoon gegooi en nou gaan jy en jy gaan haal dit daar uit. Nou ja, dan is dit nou joune. Jy dit mos daar gaan uithaal. Dis nie meer daai persoon se nie, want die Here het dit vir daai persoon in die dieptes van die see gegooi. Nou is dit joune. Nou sal jy daarmee moet werk. Nou sal jy vergifnis daarvoor moet vra. Luister hier. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Psalm 103 vers 12. Wat beteken dit? Ek het nog altyd gedink Dawid staan en hy sê, wie julle wat daar waar die son opkom, van die ooste af tot by die weste waar die son ondergaan, so ver verwyder die Here my oortredinge van my. Nee. Dawid staan hier in die heiligdom, terwyl hy hierdie gedig maak. Hy sê, Here, dankie. Dankie dat ek kon inkom by hierdie hek in die ooste. Dankie, Here, dat ek Dawid kon kom en dat ek hier my sonde op hierdie lammetjie kon oordra. Here, ja, ook my sonde van moord van Batseba se man. Here, ook my sonde met Batseba. Dankie, Here, dat U daardie sonde gevat het, dat U dit daar ingevat het in die heiligdom en dat U dit uitgevat het by die weste uit in die woestyn, dat daai sonde weg is en nooit meer naby my gekom het nie. Dankie, Here, dat U ons sondes verwyder van die weste, so ver as wat hy dit vryf, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So, my broer en suster, regverdiging, daar, binne, voorhof, heiligmaking hier binne in die heilige, verheerliking, die verwydering van ons sondes in die allerheiligste in die weste. So Jesus se werk het nie by die kruis geëindig nie. Na sy hemelvaart het Jesus sy hoërpriesterlike werk hervat in die hemelse heiligdom. En in die hemelse heiligdom tree hy op as middelaar vir ons en vir julle. Waar kom ons daan? Kom ek wys dit vir u. Kom ek lees dit vir u. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoërpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Die hoofsaak van wat ons nou gesê het is dit, ons het so 'n hoërpriester, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Luister mooi, wat sê hy verder? 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Daar's 'n ware tabernakel van die Here in die hemel en die Jesus is op na daardie ware tabernakel toe. Hebreërs 9 vers 11. Maar Christus wat opgetree het as hoërpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Het jy dit al gelees? En lees nou die volgende vers. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie,
maar met sy eie bloed. Sy eie bloed. Eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Is dit nie fantasties nie? Met ander woorde, wat is Jesus besig om op hierdie oomblik in die heiligdom in die hemel te doen? Hy's besig met daardie finale Yom Kippur, daai finale versoendag wat terugbeeld na die heiligdom van God hier op aarde. Hy's besig om die hoërpriesterlike werk te doen om die rekord van die sondes na te gaan. Hy's besig om daardie rekord skoon te maak. En as daai rekord klaar is, dan gaan hy uitkom, soos daardie hoërpriester, en dan is dit verby, dan is dit klaar. Dan is die sondes verwyder. Dan is dit weg. So, wat het in 1844 gebeur? Daar het 'n nuwe dimensie aan sy bediening gekom. Die groot versoendag van die tabernakel hier op aarde, die ondersoekende oordeel, het begin, en wanneer dit verby is die einde daar. En dan kom daar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is verby. Die genade deur sluit nou. Elke een op aarde het sy besluit gemaak. Ja of nee vir my. Met ander woorde, ons rekords word nagegaan. Ons lewensrekords. Hoe weet ons dit, my broer en suster? Openbaring 14 sê dit vir ons. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelium te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Nie die uur van sy oordeel sal kom, nie die uur van sy oordeel het gekom. Nou wanneer het Openbaring 14 oopgegaan vir die Christendom op aarde? Wanneer? Wanneer het Openbaring 14 vir die eerste keer oopgegaan, die 3 engele boodskap, 1844. Gaan kyk in die geskiedenis. En wat staan in daai laaste boodskap? Die uur van sy oordeel het gekom. Openbaring 22:12, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. So as sy loon by hom, as Jesus se loon by hom is, wanneer hy kom, dan moet die oordeel mos verby wees. Dis mos logies. So wat het gebeur vir 1844? Die ondersoekende oordeel voor die wederkoms is besig om plaas te vind. En dan sal die oordeel verby wees. Nou my broer en suster, daar's gewoonlik 'n negatiewe konnotasie aan die oordeel. Mense is bang om daaroor te praat. Maar weet jy wat, die oordeel gaan nie oor sonde nie. Die oordeel gaan oor die vraag wat jy as sondaar gedoen het na jou sonde vergewe is. Het jy die Heilige Gees kans gegee om met jou te werk? Het jy na jou bekering die Heilige Gees ingenooi in jou lewe in? Het gaan nie oor wie gesondig het nie, almal het gesondig en almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Die doel van die oordeel is om aan die heelal te demonstreer eintlik dat God regverdig is, omdat hy die regte mense regverdig verklaar, naamlik hulle wat glo en Christus se offer aanvaar het. Dit gaan eintlik oor God se karakter wat hier op aarde weer herstel gaan word. Jy sien, die duiwel het gesê God is 'n onregverdige tiran. Hy probeer mense onder sy beheer hou. En hierdie groot oorlog gaan eindig en God se karakter gaan weer in ere herstel word. Iemand het nou die dag gesê, maar ek sien nie kans vir hierdie oordeel nie, ek sal dit nooit maak nie. Dis die laaste ding waarvoor 'n kind van die Here hoef te bekommer is die oordeel. Want dit gaan nie oor sonde nie. Dit gaan oor jou lewe, jou verhouding met die Here. Hoe lyk dit? Wie gaan hierdie oorlog beëindig? Aan die einde van die tyd gaan 'n eindtydvolk, 'n oorblyfsel, voor die wederkoms wat gaan kies om God te dien en hom gehoorsaam te wees. Uit dankbaarheid en uit liefde gaan hierdie ding eindig. Wie besluit of jy gered of verlore is? Weet jy wat? Dink mooi daaraan. Jyself.
In 'n sekere sin oordeel jy jouself, is dit nie wonderlike nuus nie. Jy kan kies of jy gered wil word of nie. Dink aan Noag. Hy preek en hy preek, die deur van die ark staan oop vir elke een. God het niemand in daai ark in geforseer nie. Elkeen het gekies of hy wil ingaan of nie. Maar die dag toe die ark se deur gesluit is, was die uiteinde bepaal van die persone wat op grond van hulle besluit gemaak is. Hulle wat besluit het hulle wil in, is in. Die wat besluit het hulle bly, is buite. Satan is die een wat gesê het, God is nie regverdig nie. God is dit wat gesê het, dat hy staan by die deur en hy klop. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en hy klop. As iemand my stem hoor, dan sal ek daai deur oopmaak, ek sal ingaan saam met hom, ek sal saam met hom maaltyd hou. So die ondersoekende oordeel verwyder nie die sekerheid nie, maar bevestig eintlik die sekerheid. Want God dwing niemand nie. Moet ons dit herhaal. Dit word bevestig. Ons word geoordeel deur die keuse wat ons maak vir God, wat eintlik vir ons die keuse gee om dit te maak. Ons word geoordeel deur die keuse wat ons maak vir God, wat ons die keuse gee om dit te maak. Eintlik goeie nuus. Hy wil jou red. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. God dwing niemand nie. En hy is nie besig om in die ondersoekende oordeel te kyk hoeveel mense hy uit die hemel uit kan kry nie. Hy is besig om te kyk hoeveel mense hy in die hemel kan inkry. Ek veroordeel jou nie, gaan in vrede, Sondag nie weer nie. Jou lewe na jou bekering. Het ek sy vergifnis aanvaar? Het ek hom toegelaat om my te transformeer? Gaan ons werke beoordeel word? Ja, ons werke gaan beoordeel word. Maar hoekom is jy bang daarvoor? Hoekom is jy bang daarvoor? As jy jou hart en jou lewe oorgegee het vir die Here, gaan jou werke mos saam met jou kom. En daarom gaan ons vergeld word na ons werke. Hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. So wat beteken dit? As ons deur ons werke gaan geoordeel word, gaan ons gewoon geoordeel word of ons sy genade aanvaar het as 'n krag om goeie werke te doen. En ons sal leef soos ons moet leef. Die laaste saak. Mense het 'n probleem oor die oordeel. Dit boesem eintlik vrees en weet jy wat? Jy het net daai vrees wanneer jy nie weet wie die regter is nie. Wie is die regter? Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. Dink vir 'n oomblik van die implikasie daarvan. Die Vader oordeel niemand nie, hy het die volle oordeel aan die Seun gegee. Wie is die Seun? Die Seun is Christus. Wie is die Seun? Hy het vir jou kom sterwe. Nou mense hier op aarde, as hulle iets in iemand belê het, wil hulle graag daai belegging oppas. Om vir iemand te sterwe is sekerlik die optimale belegging. Hy het nie net vir jou kom sterwe nie, hy het die dood vir jou ingegaan, die van God verlate dood. Hy het meer in jou belê as wat enigiemand in die wêreld in jou belê het. Maak dit nie net sin dat hy alles in sy vermoë gaan doen om jou te red nie. As hy die regter is nie. Hoe gaan die oordeel plaasvind? Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskil, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, goed of kwaad. Kan 'n mens in absentia verhoor word? Kan jy verhoor word terwyl jy nie in die hof is nie? Ja, jy kan. Hoekom? Want jy het 'n advokaat. Nou die dag is 'n man skuldig bevind en hy is lankal dood. So jy kan. So hoe gaan ons rekord van ons werke, ons rekord van ons sondes, ons rekord van ons goeie dade, ons rekord van ons verhouding met die Here is opgeteken in die hemel. Wat sê die Bybel? Ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. So daar's 'n boek van die lewe. Wie se name staan in die boek van die lewe? Almal wat hulle lewens aan Christus oorgegee het, se name is in die boek van die lewe. Maar daar's nog 'n boek.
En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is volgens hulle werke. So daar is ook 'n boek van die werke, met ander woorde daar is 'n boek van die sondes. Maar God dank, daar is nog 'n boek. Malagi 3 vers 16, daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees. So daar is ook 'n gedenkboek vir die kinders van die Here vir die goeie dade wat gedoen is. So hoe gaan die oordeel plaasvind? Hoe gaan die oordeel plaasvind? Jou sonde, jou rekord, jou goeie dade, jou verhouding, kom voor die regterstoel. Kom ons sê eers, die sondaar, wat Jesus nie aanvaar het, sy rekord kom voor die troon. Wat is die vraag wat gevra gaan word? Is sy naam, is haar naam in die boek van die werke? Ja. Ongelukkig. Is hulle name ook in 'n boek waarin daar goeie dade opgeskryf is? Ja, hulle het ook goeie dade gedoen. Is haar naam, is sy naam in die boek van die lewe? En dan kom die antwoord nee. Nee. Hulle name is nie in die boek van die lewe nie. Hulle het nooit hulle lewens vir Jesus oorgegee nie. En dan kom die antwoord, oordeel hulle volgens wat in die boek van die werke staan, want dis al wat daar is waarop hulle geoordeel kan word, daar is nie 'n ander iets nie. Maar jy as kind van God, jou naam, jou rekord van jou sonde, van jou lewe, van jou verhouding, van jou goeie dade, daai hele rekord kom voor die troon van God, en daar word net die 3 vrae gevra. Is hierdie persoon se naam in die boek van die werke? Ongelukkig, ja, jy was 'n kind van God, maar jy het nog baie sonde gedoen. So daar's klomp in die boek van die werke. Is sy of haar naam in die gedenkboek waar daar goeie dade is? Ja, baie. Hulle was kinders van die Here en hulle het hulle hele lewe goeie werke probeer doen. Maar die kritiese vraag is sy naam, is haar naam in die boek van die lewe? En dan kom die engel uit en hy sê ja. En dan gaan staan Christus daar as middelaar in jou plek, as advokaat in jou plek. En hy sê, hy is my kind. Ek het vir hom gaan sterwe. Sy is my kind. Ek het vir haar gaan sterwe. Hy het my aanvaar, sy het my aanvaar. Gooi weg al die ander boeke. Maak oop die hekke van die nuwe Jerusalem. Jy sien, kan jy 'n hofsaak verloor waar jou regter en jou advokaat dieselfde persoon is, en dan kom staan hy sommer nog in jou plek ook, om geoordeel te word? Kan jy daai hofsaak verloor? Daar is geen manier nie. So my broer en suster, solank as wat ek my oë gefestig gaan hou op myself, is daar nie 'n manier waarop ek gered kan word nie. Solank as dat ek my oë hou op Jesus, my hoërpriester in die allerheiligste, in die heiligdom, in die hemel, is daar geen manier waarop ek verlore kan gaan nie. Luister na hierdie teksvers. Dan gaan onderstreep hom alweer 'n slag in jou Bybel. Voorwaar, ek sê vir jou, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. Ja? Is Jesus wat praat. Kom nie in die oordeel nie. Kom ek dan nie in die oordeel nie? Natuurlik kom ek in die oordeel. Paulus sê ons gaan almal geoordeel word. Hoekom kom ek? Ja, ek gaan in die oordeel kom. Natuurlik, almal van ons. Maar weet jy wat? Jesus sê ek gaan in jou plek daar staan. Ek gaan in jou plek in die oordeel staan. En daarom kom jy nie in die oordeel nie, ek gaan daar in jou plek gaan staan. Gaan onderstreep daai teksvers in die Bybel. En kom tot rus in jou lewe, met betrekking tot die oordeel. En lewe met vreugde in jou verhouding met die Here. Het jy geweet dat die Satan presies geweet het wat in 1844 gaan plaasvind? Toe die 3 engele boodskap die eerste keer op hierdie aarde in 'n boodskap na al die volke en tale en nasies toe gaan, in 1844. Wat het die Satan gedoen? Ken jy Karl Marx? En Friedrich Engels, hulle publiseer die communistiese manifest in 1844.
Wat sê die kommunistiese manifest? Toe die 3 engele boodskap kom en sê, aanbid die skepper van die hemel en die aarde. Daardie oomblik kom die Satan en hy sê, daar is nie 'n skepper nie. En ateïsme word gebore. Die kommunistiese manifest. Wanneer? 1844. Wat nog? Charles Darwin. Wie is hy? Wel, hy het die Origin of Species geskrywe. Met ander woorde, daar was nooit 'n skepping nie. Die mens is deur evolusie 'n groot knal en die mens het deur evolusie het hy van aap na mens toe gekom. Die oomblik toe die 3 engele boodskap oor hierdie aarde begin sê, daar's 'n skepper God wat jou geskaap het. In 6 dae die wêreld en die hele wêreld gemaak het. Daai oomblik kom die Satan en hy sê nee. Daar bestaan nie so iets soos 'n skepping nie. Dit is evolusie. Jy het uit evolusie uit voortgekom. Wanneer? 1844. Spiritisme. Wanneer het dit begin? Ken jy die Fox Sisters? Hulle was die eerste wat op 'n verhoog gaan staan het en die geeste van afgestorwenes opgeroep het sodat daai gees, daardie persoon se silhouet hier agter op die verhoog verskyn terwyl die mense daar sit. Spiritisme. Wanneer was dit? 1844. My broer en suster, die groot stryd is aan die gang. Maar Jesus het jou uitgeroep om deel te wees van daardie groep wat aan die einde van die dae aan hom sal vashou en sal weet dat hy op hierdie oomblik vir jou intree as jou hoërpriester in die hemelse heiligdom. Mag dit jou vandag tot rus bring. Dierbare Here, dankie vir hierdie studie wat vir ons dieper ingelei het in die verlossingsplan wat U vir ons hier op aarde het. En dikwels, Here, verstaan ons die plan nie ten volle nie. Dikwels dink ons daardie plan van U het net by die kruis geëindig. En besef ons nie dat dit nie daar geëindig het nie. Dat ons verlossingsplan ook nie eindig net by die vergifnis van ons sonde nie, dat ons lewens geheilig moet word in die heilige, sodat dit uiteindelik verheerlik kan word in die allerheiligste. Help ons om dit te verstaan, help ons om hierdie studie weer te gaan bedink, help ons om die rykdom van die heiligdom as 'n geestelike skat in ons lewens in te bring. Ek bid dit in Jesus naam. Dankie dat U ons sondes vir ons verwyder, so ver as wat die ooste is van die weste. Amen.